wêreld draai en ons draai saam. En somers kom en somers gaan. En elke jaar kom maar nog iets by. Dis jou eie skuld as jy agterbly. Die wêreld draai en ons draai saam. Gaan ons een tyd om stil te staan. Dit wat ons het, kan ons nie geniet, want ons bly maar jaag na wat die lewe bied. Dis rondom daar die wêreld, met rondom daar die pas. Dis rondom daar die wêreld. Jy weet Hendrik, ek kan nie verstaan waarom jy so opneem oor julle ding. As Tom die meisie na dans te wil vat, wat gaan dit met jou? Het jy vergeet is deur haar my naam op die voorblad van die Gazette gesmeer is. Jy vergeet waar sy vandaan kom. Hoekom dink jy sy saam met Tom vanaand? Dink jy sy is dol oor hom? Nie naïef wees nie. Dis 'n set van daardie meisie om vir Mossie en Charles te sien. Maar denk jy nie ons het die saak dan heeltemal verkeerd hanteer nie? Wat maak dit saak as sy die kinders sien? Wat maak dit toch saak? Jy vergeet sy is Anna se onegte kind, né? Wil jy vir jou kinders gaan vertel, hulle ma was 'n slet en 'n rondloper, hè? Sê my. As hulle dit self uitvind? Sal dit nie self uitvind, en sê iemand wil sê nie. Hendrik, Charles is net vir hy lees op Koran. Hy weet daar's iets aan die gang. Hy's nie te sensitief om my te vra. Luister, ek kan nie verder met jou hier wil praat nie. En dis die einde daarvan. Ek ken jou nie so. Wat is daaromtrent die meisie wat jou so ontstel? Jy's aggressief en jy oorreageer. Dis jy ook nou teen my? Nee, Hendrik, ek is nie teen jou nie. Maar vandat sy op die dorp gekom het, is dit vir my partykeer as weer jou oordeel kwytraak. As jy kalm gebly het, as jy met haar gepraat het en die saak met haar bespreek het, sy lyk vir my na 'n intelligente, verstandige meisie. Ek is seker sy sou die probleem verstaan. Intelligente, verstandige meisie. Hoe weet jy dit? Luister, Hendrik, ek is daarom ook nie gek nie. As jy nie so voortvarend was, jy nie so 'n willebak was nie, dan was daar nooit gaan voorblad storie. Jy maak maar publisiteit vir ons. Nou weer met daardie kag van jou by die kerkraad. Jy weet, Hendrik, jy's besig om week na week vir Winterwag sy voorblad storie op 'n skinkbord aan te dra. Maar die duivel gaan aan met jou. Ek dink, dis wat met my aangaan. Wie het jou vanaand gebel oor Tom en daai meisie? Sal ek weet. Is daarom toevallig dat jy fotograaf gereed gestaan het toe jy jou insident gaan veroorsaak? Ja, daaraan gedink. Wie dink jy trek die meeste voordele wat vanaand gebeur het? Winterwag natuurlijk. As sy dit daarom beplan het. Natuurlijk het dit. En jy was te voortvarend en te dom om het achter te kom. Jammer om so laat te plan, ja, maar ek het 'n groot storie, ja. 'n lekker storie vir die voorblad. Maar jy weet mos die koerant het al gesak. Ja, maar klein Tom breed het, waar hy alleen nog dol vandaan op die Ooghamse partij gehad, meneer. Toen daag sy pa daarop, meneer, was hy, hing ze dan, meneer. En toen greep sy pa om van die dansvloer af, meneer, en verneder hom af voor allemaal. Ja, maar klink nie vir my na 'n voorblad-storie. Meneer, ek het die foto's hier so. Is alles hier so, meneer, as hy hing sy skoep, meneer. Meneer, ek sê, gou die foto's gaan overal. En dan trek ons de platsie 3 en ons trek hem oor, meneer. Ek sê alles om myself by die drukkers gaan doen, meneer. Flits, ek voel net soos jy oortbreek. Om die waarheid te sê, ek sou net so graag die koerant wou gebruik as 'n wapen teen hom, maar ek gaan dit nie doen nie. Maar meneer, dit is nou wat ek nog nie van meneer verstaan nie. Waarom nou nie die Gazette as 'n wapen gebruik? Wat is nou verkeerd daarmee? Alles is verkeerd daarmee. Die Gazette is Hofman Dal se koerant. Dis nie my private pamfletjie wat ek kan gebruik as 'n wapen teen alles en almal waarvan ek nie hou nie. So ek gaan nie die storie gebruik nie, gaan slaap. Nee, dat is nog wel erg stupid. Ek gee nie wat jy dink nie, ek het vir jou gesê, ek gaan die storie nie gebruik nie, loop nou. Stupid, hy is vragtig raak, weet jy, ouderie. Sondagoggend dan sit ou Breed weer daar in die konsistorie met sy klag teen jou en al. En daar is nou 'n lekker wapen, goed en solid waar jy kom
hart kan slaan, man. Oom Mossie, hoeveel jaar is jy al in hierdie dorp? 30, 40 jaar? Miljoen, boetiekie, 'n miljoen. Nou ja, kyk na die dok. Hy het mense gesond gemaak, hy het lewens gered in hierdie dorp. Ek en jy het respek vir hom. Dis soos my pa, hy gebruik die Gazette om Hofmansdal op te bou. En ek wil dit ook doen. Is dit nie om Sam? Nee, Sam, wat sê jy? Mag wees, Driesman, mag wees. Maar die dag gaan kom wat jy en Breed vir mekaar stewig gaan vasvat. En ek weet ook nou nie of dit nie dalk in belang van die dorp gaan wees, as jy hom plat slaan nie. Ek wil dit nog sien. Speel. Ja, wauw. Hallo, dis Van Pletsen hier, van die Gazette. Ja, ek sal hy storie in die voete môre deurbring, as dit nog betyds vir die Sondagse koerant. Ja, maar luister, ou Billetjie, julle moet my dan iets betaal vir die wenkie wat dit aan julle deurglip. Ja, die week is dit dan die Breed storie en die honde storie. Ja, maar ek het mos al vir julle 'n foto van die meisie gegee. Vir Jack Eiligs. Ja. Nou maar alright. Nou worry, jy moet my betaal hoor. Ek gaan Sondag se koerant koop en kyk of jy dit gebruik het. Alright. Bye. En ek saamstap. Natuurlijk. Ek het gehoor van die relletjie by ou Kampel se braaiery. Plets het daar aangekom met al die foto's die lot. Ja, ek het gedink julle gaan dit Saterdag nog Gazette hê. Ek bly julle nie. O, jy reken dit help om so 'n bietjie suur te raak met die redakteur, hè? Hoe oud is jy, Dries? 32. Nog nie getroud nie? Een keer. Ons geskei. Hoekom? Ag jong, selfe moeilikheid. Lang ure, laat aande, moeilikheid met die vergadering en daai maatskappy. Ag, so lank speel. Is jou vrou moeilik? Nee, sy het hard probeer. Sy het van Johannesburg afgekom. Dink sy het net nie aangepas hier nie. Dis nie dat sy neergesien het op Hofmansdal nie. Sy kon net nie verstaan wat maak ek hier. Sy het gedigte geskryf. Sy het gedink 'n koerant is weersinswekkend bourgeois. Sy het elke Saterdag aan die Gazette gevat en hom van voor tot agter, elke taalfout, elke drukfout gemerk met 'n rooi pen en gooi sy die ding op my bed neer, sonder om 'n woord te sê. En so stilweg haar misnoë te kenne gegee oor my werk in my koerant. Klink vir my maar na 'n nare mens. Nee, sy was nie. Sy was net 'n bietjie te intellektueel vir hierdie klein dorpie. Sy het 'n M in Afrikaans en 'n M geraad in Engels. Ek het matriek. Ek skat die ding sou van die begin af nie gewerk het nie. Hoe lank is julle al geskei? 6 jaar. Ons is maar minder as 2 jaar getroud gewees. Moet jy loop sy? Hoe loop sy? Jy weet, Dries, ten spyte van alles hou ek van jou. Dankie. Maar ek dink nie jy's 'n maklike mens. Hoekom? Jy het te veel integriteit, meneer Winterbag. Jy leef te veel volgens die reëls. Hoekom breek jy nie een keer in jou lewe weg en jy doen presies waarvoor jy lus is? Soos wat? Ag, soos jy vat al jou geld, dobbel dit uit of koop vir jou boot en gaan see toe vang vis tot al jou geld op is. Nee, jy sal nie. Wat van die Gazette, nee. Wie wat, die Gazette is jou baas. Jy's nie sy baas nie. Luister, doen jy altyd presies wat jy wil? Tuurlik, ek doen presies wat ek wil. Jy sien, meneer Winterbag, die lewe gaan by jou verby. En ek lewe net een slag. En ek is van plan om elke jaar van my lewe soveel te geniet as ander mense 'n hele leeftyd. Hoe klink dit vir jou? Wonderlik. En ek besluit ek gaan nie trou voor ek 26 is nie. Volgende jaar gaan ek Australië toe, al gebeur wat ook al. Jy het baie geld? Ek het niks, ek het nie 'n sent nie. Maar ek gaan spaar tot ek genoeg het. Lewe gaan by jou verby, man. Was jy al ooit uit Hofmansdal uit? Ja. Een keer warmbad toe. Jy lieg.
Jy is nie 'n maklike ou om te leer ken nie, weet dit. Jy so op 'n boek. Natuurlik, ek's 'n normale, ongekompliseerde 20-jarige meisietjie van Brakpan af. Tikkies geswat, baie gemiddelde student. Glo wat my ma my geleer het, in opstand teen niemand nie, glo nie in mislib nie. Hoe klink dit vir jou? Ellendig vervelig. Nou ja, presies. Dis hoekom ek sê, van nou af gaan ek die lewe geniet. Ja. Sê my, hoe geniet mens die lewe? Jy doen presies waarvoor jy lus is. Ja, geniet ek die lewe. Want ek doen presies wat ek wil. Ek gee 'n koerant uit. Hey, kan jy nie vir eendag in jou lewe van 'n koerant vergeet nie, hè? Ek sien, dis hoe jy werk. Ek is jammer hieroor, Helene. Spaar jou asem, Dries, soos jy gesê het, ek het journalistiek geswat. Ek moes van beter geweet het. Hulle het R50 betaal vir al twee stories. As wat meer is, hulle het my as 'n korrespondent aangestel hier op die dorp. Maar weet jy wat dit beteken? Ek kry uiteindelik van R100 'n maand. R100 'n maand, doen Sam. Henk. Allee gesê, ek is gemaak vir groot dinge. Hoop die baas weet hiervan. Jare gaan waai is hy vanmôre hier aan. Ja, ek skrik vir die baasie. Hy is net wol. Jy moet gewoon doen, sit hy die ander dag aan sy kantoor en lag vir hy storie in die nuusblad. Van Plitsen, smyt weg daar die hamburger. En jy norkie al af jou stinkvoete van die lesenare. Waar dink jy is jy? In 'n kroeg? Met wie dink jy altyd praat jy, Albertie? Jy wil jou nie vir my bid nie. Ek het nou genoeg gehad van die nonsens hier in my kantore. Kyk hoe lyk jy. Kyk hoe lank is jou baard. En jou hemp is seker 'n maand gelede gewas. Loop nou dadelik agtertoe en kam jou hare ordentlik. En jy ook, Van Plitsen? My hare is heeltemal oké. Jy moenie met my tee praat nie. Jou nommer is buitendien op. Is nou seker sat vir jou liegstories. Wag maar tot Winterbag kom. Jy het die twee Sondagkoerante kruis en dwars belieg oor die hondestorie en toe het jy die voorbarigheid om te skryf oor die breeds. Ek sê nou, dit was jou lagste storie. Ek sal sorg daarvoor. Meneer Winterbag, wat hoor ek van jou en die dametjie by die dam? Waarvan praat jy dan, Gertie? Ek hoor jy en die McDonald dametjie het op die heilige Sondag met 'n kombers na die dorpsdam toe gegaan. Wat het julle aangevang? Ons het gaan vleis braai. Met 'n kombers? Ek het nie geweet mense het 'n kombers nodig om vleis te braai nie. Wat het julle gemaak? Ek gee jou 3 raaie, Gertie. Jy moet nie met jou snaaksigheid met my begin nie. Dis 'n skreiende skande dat 'n belangrike persoon soos jy met 'n 18-jarige meisietjie by die dorpsdam gesien word. Wat het julle gemaak? Wat ons gemaak het, is ons eie saak. Hoop nie ek hoor weer sulke skandelike stories vir jou nie, dan pak ek my goedjies en ek loop. Ek hou my nie op met skandelike stories nie. Is jy nou klaar, Gertie? Ja, ek is nou klaar, dankie. Van Plitsen. Kom bietjie hiernatoe. Dis nou waar ek goed in die fans stryk om Sam. Maak toe daai deur. Jy is 'n verleentheid vir hierdie koerant van Plitsen. Hoekom, meneer? Jy is onverantwoordelik, roekeloos, maar onprofessioneel. Jy is 'n gevaar vir jouself en vir my. Dis al. Trap uit my kantoor. Maar meneer, ek kan verduidelik. Ja, ek is seker jy kan. Aan die einde van hierdie maand gaan jou cheque R150 kleiner wees. Om op te maak vir die retainer wat jy kry by die Sondagkoerant, die storie oor Breed en hierdie storie oor die honde. Maar meneer, dit is dan nie reg nie. Jy moet dit R200 maak. Nee. Maar meneer, Wat?
is sommer niks. Hallo Swanny. Dag Henrik, lang nie gesien nie man, hoe gaan dit? Jy goed met jou? Uitgespaar, dankie. Mooi. Hallo Swanny, twee dinge. In die eerste plek, daai aansoek van jou verband met die perseel in die hoofstroom. Ja. Jy weet die ding kom vanaand voor die bestuurskomitee, hè? Oh ja. Geen probleme wees. Maar dis van jou Henrik. Baie dankie man. Alraad. Ander ding, Swanny. Jy het gesien Winterbag is al 'n ruk lank besig met 'n feet jy my in sy geset. Man, om die waarheid te sê, ek het nie gelees nie. Hier is te veel drukwerk. Man kry nie eens kans om te lees by jou as druk nie. Ek verstaan. Luister eens, Swanny, ek gaan met jou baie eerlik wees. Ek het laasweek daai geset se gebou gekoop by Duplessis. Ja. As Winterbag vir my die kans gee skop hom uit. Ek gaan die geset toemaak, Swanny. Die geset toemaak? Kyk, ek weet wat nou in jou kop aangaan. Winterbag se kontrakkie is vir jou baie geld weg, né, Swanny? Ja. Hoeveel, Swanny? Wel, 30-40.000 rand 'n jaar, maar dis nie die punt nie, weet jy. Die geset bestaan van 1904 af. Jy kan nie ernstig wees nie, Henrik. Ek is ernstig, Swanny. Maar kom vergeet my nie van die geset. Kom ons gesels oor jou probleem, Swanny. 40.000 rand. Het jy enige idee hoeveel geld ons munisipaliteit elke jaar aan drukwerk bestee? Baie meer, baie meer. Word als in Johannesburg. Sê nou maar ek kan reël dat jy daai kontrak kry. Ek het al my asem uitbeklei vir daai kontrak, Henrik. En dit nog elke keer gebeur. Amptenare, man. Amptenare, hulle regeer nie 'n dorp nie. Hulle het laas keer tenders gevra en ek kon nie so laag tenders soos Haroldson van Johannesburg nie. Kyk man, ons hoef nie noodwendig die laagste tender te aanvaar nie. Swanny, ek vra van jou absoluut niks voordat daai kontrak nie op jou lesenaar lê. Waarop stuur jy af, Henrik? Ek wil hê jy moet weier om die geset te druk, dis al. Weier om die geset te druk? Jy is seker gek, man. Nee, jy weet ek en jy kom lang wat in hierdie dorp sal, né? Jy weet baie goed dat jy op niks om my nie te gaan nie. Kyk maar, baie dan nie die spreek van jou kan doen. As die perseel, as die kontrak, omdat die een ding is, Swanny. Soos in die verlede. Ek vra jy nou vir die eerste keer gans. Jy gaan my nie weier, gaan jy? Maar dis waansin, Henrik. Kom ons gaan selfs aan my kantoor. Dis nie waansin nie, Swanny. Wat is dit anders? Wat help dit as ek weier dan doen ek dit in Johannesburg? Hoorie so wat. Johannesburg is 180 km hier vandaan, né? Jy vergeet een ding, Swanny, en dis tyd. 'n Koerant kan nie so ver weg wees van sy drukkers af. En jy is die enigste drukker op die land. Man, jy verstaan nie, Henrik. Toe Piet Winterbag se pa die geset hier begin het hy en my pa bymekaar gebring. En hy het my pa gehelp om die drukkery aan die gang te kry. Jy kan maar sê die Winterbags het ons op die been gehelp. Dis diep sentiment dinge daar, Henrik. 'n Man kan nie sommer maak soos jy nou wil. Swanny, ek weet wie is jou 5 beste rekeninge op hierdie dorp. Wat is dit? Ines, die bioskoop, advertensiebureau, Swart, die Glasgow uitgewers. Ek kan sorg dat jy binne 'n week al 5 daai rekeninge. Moet my nie dreig nie, Henrik. Dreig jou nie. Nee, Swanny. Ek stel nie die feite aan jou. Jy kan self kies. Of jy doen wat ek jou vra. Of jy kan goodbye sê van daai perseel in die hoofstraat. Jy kan vergeet van die munisipale kontrak. En jy is jou 5 rekeningetjies kwyt. Swanny, ek het 5:30 dat ek 'n bestuurskomitee vergader. As ek dan nog nie veel gehoor het nie, is jy daai perseel kwyt.
Pretoria is 'n speelder sergeant Groewe van die polisie. Ek is van Pleksen nie Pretoria. Ja, ek weet maar die koerante is jy Pretoria is met die honderdpelse. Nou meneer van Pleksen, Pretoria, ek wil hê jy moet asseblief saam met my kom stasie toe. Daar's 'n paar vrae wat ek aan jou wil vra. Sergeant, ek is skoon. Hierdie hele ding is 'n misverstand. Ek en my broertjie van die koerant, ons het die hele ding met ons duim gesuig om van die ander nuus is op die dorpie. Sergeant Boesel, ek moet mondjies slag. Ek moet my klein haartjie toe maar te dink te my loop. Meneer van Pleksen, my hart bloei vir jou traantjies. Ek wil jou net ondervra. Ek het nie gesê jy het die wet oortree. Ek wil dit uitvind. Maar ek kan jullie pels wys, dis 'n kunsveesel. Ons wil net 'n bietjie gedokters word op die foto moet lyk soos onderpels. Ek is seker jy sal voldoende tyd gegee word om aan ons alle bewysstukke te toon, meneer. Dink jy dit klaar nog om saam? Dis 'n misverstand. Onverseker dit is. Het jy geweet dat die Britse laarhuis gister 'n mosie van afkeer en die moorddadige wanpraktyke van rassistiese Suid-Afrika aanvaar het na aanleiding van jou hondeslagtery? Stap maar. Dan Gertie Breed kan niks aan die Gazette doen. Al het hy die gebou gekoop. Ons het 'n 3 jaar kontrak. Ja, maar toe ek moes gepraat oor die gemors wat jy met Breed aanvang in die koerant, toe is ek maar simpel. Toe weet ek nie waarvan ek praat nie. Nou pluk jy die vrugte. Ja, maar dit beteken net ons sal oor 3 jaar nuwe kantore moet kry. Dis lastig dan Gertie, maar is al. Jonge meneer Winterbag, ek weet nou nie. Jy moet nie vir Breed onderskat nie. Breed is nie 'n geduldige man. Hy sou nie die plek gekoop het as hy ons oor 3 jaar hier wil uitsmy. Nee, hy sal redelik seker wees van wat hy wil doen. Jy kan 'n set verwag en dis seker. Ag, ons maak net 'n mooi voorblad elke keer as hy moeilikheid maak. Hy kan nie teen die pers wen nie. Niemand wen ooit teen die pers. Bly jy maar stil, Plets. Niemand het jou gevra om iets te sê nie. Meneer Winterbag, wat gaan jy nou doen? Kyk, ons het nie 'n krisis nie. As Breed ons onwettig wil uitskop, ons het ook prokureurs, nie net hy nie. Jy moet 'n mes in die rug verwag, meneer Winterbag. Meneer Winterbag, gaan nou en bel vir Breed en maak vrede. Is nou regtig moeg vir jou koppigheid. Jou telefoon lui dan Gertie, gaan antwoord hom. Laat hy maar lui, ons is hier besig met baie belangrike dinge. Ek het gesê gaan antwoord. Meneer, ek dink dis tyd dat meneer vir Breed reg vat. Sy soort verstaan nie vrede nie. As meneer nou gaan verskoning maak, gaan hy dink meneer is bang. Nee, in die volgende uitgawe gaan ons hom vat, dis al wat gaan help. Hallo? Net die oomblik. Is vir jou meneer Winterbag. Wie is dit? Meneer Swanepoel van die drukkery. Sê vir hom ek sal hom later bel. Maar hy sê dis dringend. Ja, nou sit hom nou nie na toe deur. Net die oomblik. Hallo Swanie. Andries, ek moet met jou praat. Kan ek jou ontmoet op 'n plek? Man, wat van ete? Nee man, ek wil nie hulle met ons by mekaar sien nie. Dit gaan oor Breed. Daar's 'n ding waaroor jy en ek met koppe by mekaar. Praat hom Swanie. Wat van by die dam? 1:30. Maar ga, dankie Andries, ek kry jou daar. Goed om Swanie. Dink jy was reg om Sam. Ek sal met keer vir my rug. Man, jy sien, Andries, die man het so baie invloed op die regte plekke dat hy my kan seermaak. Regtig seermaak. Maar Swanie, wat kan hy nou regtig doen as jy vir hom gesê hy moet gaan bars? Hy kan keer dat jy jou perseel op die dorp kry en hy kan keer dat jy die munisipaliteit se drukkontrak kry. Maar dan jy nog eintlik nog niks verloor nie. Maar as hy Adjuro by my wegneem in die Klaasense en van my ander groter rekenings, hulle ompraat om op ander plek te laat druk, dan as ek nie knyp, Andries. Sal hom Swanie bereid wees om 'n beëdigde verklaring af te lê? Word dit Breed vir jou kom sê? Hy sal my hof toe vat aan. En as ek sê dat hy in sy amptsposisie vir my gunste bewys het of beloof het,
Dan beskuldig ek hom van korrupsie. En dis 'n lelike ding daai. Nee, ek weet nie, Andries. Ons Swannie weet, ek het tot 'n paar dae gelede nog gesê ek gaan nie my koerant gebruik as 'n wapen teen Breed, omdat ek nie van hom hou nie. Maar hy wil my toemaak. Hy het die gebou letterlik onder my uitgekoop. Hoe hy vir Jacques so ver gekry het om te verkoop of hoeveel hy hom gegee het, dit weet ek nie. En nou probeer hy jou op omkoop. Hulle sê sy klag teen my lê al klaar by die kerkraad. Ek moet glo donderdag aand gaan om my saak te gaan stel. Ja, ek het gehoor, Andries. Maar hoekom jy in die eerste plek met hom gaan skoor soek het, die kan ek nie verstaan nie. In die oë van my koerant is almal op die dorp gelyk, oom Swannie. Van die armstes tot die rykste. Sou jy wou hê dat ek net die armes op die voorblad moet gebruik as hulle oor die tou trap? Maar Dries, dit wil my voorkom, jy besef nie die invloed wat die man het nie. Breed is 'n miljonair, dan lyk dit nie vir jou so nie. Ek weet vir 'n feit hoeveel mense hy omgekoop het om sy sin te kry. Wat probeer jy nou vir my sê, oom Swannie? Dat jy nie meer die Gazette gaan druk nie? Want ek hou nie daarvan dat Breed vir my moet voorskryf hoe ek my besigheid moet bestuur nie, maar... Maar wat? Want Andries, daai perseel in Hoofstraat. Jy weet is op die oomblik is dit 'n woonperseel. Ek wil hê hulle moet hom hersoneer as 'n besigheidsperseel, want ek wil graag my besigheid daar hê. Hier in die nywerheidsgebied verloor ek te veel kondisie. En as Hendrik Breed een verkeerde woord op daardie bestuurskomitee sê, dan keer hulle net eenvoudig my aansoek af. Ja, ek weet nie meer nie. As julle almal so stil wil sit dat Hendrik Breed julle uitmelk, dan verdien Hofmansdal seker uiteindelik maar vir Hendrik Breed. Andries, ek gaan nie vandag vir jou antwoord gee nie. Ons sal eers die naweek uitgawe druk. Dan sal ek aan moet dink. Terwyl jy so sit en dink, oom Swannie, onthou 'n bietjie hoe my oupa julle gehelp op die been bring het. Ek dink elke dag daar, Andries. Maar moet nie te gou gevolgtrekkings maak nie. Maar vanaand voor 6:30 moet ek vir die manne antwoord gee. En ek weet nie wat gaan ek doen. Ek sal oom Swannie sê wat ek gaan doen. Ek het nie 'n direksie wat ek moet vra of ek vir Breed kan vat nie. Ek gaan vir Breed vat. En ek gaan wen. Nee, Dries. Breed het nog nooit verloor nie. Nog nooit. Ons sal sien. Brits, spoorwag. Van vandag af is die Gazette op Brits se spoor. Jy gaan na Gerdewet toe. As hy op 'n vreemde manier beeste op sy fundisie aan homself verkoop teen 'n korting, en ons kan dit bewys, dan gaan ek hom plaas. Ek gaan my storie agter mekaar kry oor Jacques Du Plessis en oom Swannie, en oor die klag by die kerkraad, Hendrik Breed se kinders en Helene McDonald. Vir die eerste keer in sy lewe in die Gazette laster pleeg as ek ontmoet. Heng meneer, laster. Ja, die laster. En as dit die waarheid is en in openbare belang, dan gaan ek die eerste Winterbag wees wat die Gazette op sulke ding huisbegeer. Kry jy maar net die stories, ek sê die res doen. Meneer, wat van 'n spotprent, meneer? Natuurlik om sê. 2 is hier kan. Meneer, bedoel meneer het Rarig plets. En hierdie keer is dit nie sommer 'n hondeslagter storie nie. Ek wil feite hê. Ek gaan nie die Gazette vir Breed op 'n skinkbord gee in 'n lastersaak. Hy moet weet, as hy sy saak maak, dan sink hy saam met ons, as ons sink. Man, Dries, ek bedoel meneer, ek wens jou pa was vandag hier. Hy sou trots op jou gewees het. Ek wonder hoe sê. Meneer Winterbag, meneer Breed het gebel. Hy wil met jou praat. Kan ek hom op die lyn kry vir jou? Nee. Is daar ander boodskappe tans? Ja, juffrou McDonald sit in jou kantoor. Sy wag vir jou, weet nie waarvoor nie. Jy behoort haar te sê, jy moet vrye ry uit die kantoor uithou. Dan Gertie. Ek en Helene McDonald is al lank al by die vrye stadium verby. Huh? Wat ons nou doen, daarvan het jy nog net in boeke gelees. Ja. Hallo. Hallo.
En toe waag jy dit terug in die leeukuil. Kom sê ek is jammer. Jammer. Is jy nie kwaad vir my nie? O, jy bedoel toe jy jou in die straat gewip het en 'n krater van my gemaak. Nee, hoekom sal ek nou kwaad wees? Jy is alright, Winterbag. Jy is heeltemal alright. Jy is ook alright, McDonald. En behalwe alright is jy baie mooi. Ek hoop nie ek is so mooi dat jy my aan plets gaan oorlewer vir 'n agterplat voet. Nooit nie. Jy het nie die lyf vir plets nie. Hy hou van die mollige, ronde blondes met die lang hare. Wag, ek kry vir Tangerty vir ons tee te bring. Sy gaan geweldig beïndruk wees. Hallo Tangerty. Ek en juffrou McDonald sal 2 tees neem met melk en suiker en 'n kombers. Nou ja, juffrou McDonald. Behalwe vir die jammer, wat kan ek vir jou doen? Meneer Winterbag, ek vind die werk in die biblioteek ellendig vervelig. O, werklik. Werklik. Toe dag ek as die ou joppie by die Gazette nog oop is. Hy is? Ek vat hom. R500 te maak? Fantasties. Wel, wel, wel. Die waarheid, die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie. Hou jy daarop? Ek is gewoond beskaafde mense klop voor hulle deur oopdraai en instap. Jy weet wat, Winterbag, ek het nooit gedink dit gaan so maklik wees nie. Hy net dink. Hierdie hoogsmorele, hoogsuilige koerant. En hy gaan publiseer 'n storie, stuk bedrog, soos na hy onderstorie van jou. Man, ek het in jare, maar in jare nie so lekker gekry nie. Hi. Hallo. Kan ek met jou praat asseblief? Jy praat klaar met my, wat wil jy? So laas Vrydag se ding, kan ek jou huis toe neem asseblief? Man, kyk. Ek dink nie ek en jy het veel vir mekaar te sê oor Vrydag nie, het ons? As jy 'n man was, het jy nie toegelaat dat jou pa jou soos 'n brakkie aan die nek gryp en in die kar smyt. Hey. Sê vir my, hoe dink jy het ek by die huis kom, hè? Nee, jy weet nie. Ek moes ander mense vra om my te vat en dit was nie lekker. Weet. Asseblief, ek is jammer. Al wat ek van jou vra is 10 minute van jou tyd. Ek sou jou reguit huis toe neem. Nou goed. Maar ek hoop jy die keer seker gemaak jou pappie is nie weer naby nie. Nee. My pappa is by die kerkraad en my mamma is by 'n vergadering. Kom ons ry. Mens word nie kwaad vir 'n stuk slappap. Is nie nodig om beledigend te raak nie. Ek dink nie jy het genoeg ruggraat om beledig te voel. Kyk, jy het nie rede om kwaad te raak nie. Dis jy en daai joernalistepel van jou wat alles gereël het. Julle wou my belaglik gemaak het in die koerante. Julle wou vir die hele wêreld sê, kyk, hier is Tom Breed. Hy's 'n lafaard, hy's bang vir sy pa. Jy moet nie dink ek gaan dit vergeet nie, meisie. Man, in die eerste plek het ek niks te doen gehad met die koerantstorie. En in die tweede plek, as jy 'n lafaard is, dan is jy 'n lafaard. En daar's niks wat 'n koerant daaraan kan doen. Waarheen gaan jy nou? Ek bly nie die kant toe. Ek weet. Nou stop dan dat ek kan uitklim. Jy weet gaan wys. Ek stel nie belang nie. Vat my huis toe of laai my dadelik af. Wil jy vra net wat? Want jy's 'n pestelike vent. En ek moes die eerste dag al nooit met jou gepraat het nie. Laai my af. Jy wil mos so graag jou poetie en sussie sien. Luister, ek wil asseblief nie moeilikheid hê nie. Daar sal nie moeilikheid wees nie. Ek het jou mos gesê my pa is by die kerkraad en my mamma is by 'n vergadering. Dis net kinders wat by die huis is. Ek dink nie ek wil hulle sien nie. Is jy bang? Ja. Hoekom? Luister Tom, kom ons los die besigheid toe, vat my huis toe. Eendag miskien, net nie vanaand. Ek dink nie daar's 'n kans daarvoor nie. Sjala, hulle weet jy kom en ek het nie in die koerant gelees hy's nuuskierig. Jy soek nou vir 'n storie wat totaal en al kon gebly het. As jy daai 2 kinders gaan ontstel en jou pa kom by die huis, wat dink jy gaan gebeur? Jou pa gaan onmiddellik weet. Sjala Mosie is my pa so bang sy hel. Ek weet nie my pa ook nie veel van hulle nie. Hulle is 'n bietjie anders. Sjala probleme by die skool en Mosie praat omtrent nooit met ons nie. Sê my net een ding asseblief. Hoekom vat jy my so toe? Kom ek gee vir jou 3 raaie, meisie.
storie van vervolging en van kwaadstekery toe nie. Hierdie man het nie geskroom om hierdie laster van hom na die Sondagkoerante deur te stuur nie. En die feit dat 2 jong kinders daarbey betrokke is, het hom nie in die minste gesteun nie. Ek wil hom aankla van onbroederlike optrede en van 'n oortreding van die Bybelse gebod om nie wat baie duidelik sê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is dit voor u, lees dit gerus. Ek wil vra dat die kerkraad hom aankla ingevolge artikel 58.3.1 van die kerkorde. En ek wil ook vra dat daar 'n kommissie aangestel word om die saak verder te ondersoek. Broers, dis 'n baie ernstige saak om tugmateriaal op een van ons lidmate te moet toepas. En ek dink enige gemeente sal huiwer om so iets selfs aan 'n ondersoek te onderwerp, tensy daar ooglopend 'n saak uit te maak is. In hierdie geval sal ons dit baie ernstig moet besin. Die Winterbag is 'n koerantredakteur. En as ons alles wat hy publiseer wil sensureer, Dominee, wag 'n bietjie. Ek dink hy is nou besig om die kerkraad te beïnvloed hierso. Kyk, die feit dat hy 'n koerantredakteur is, het seker niks met die saak te doen nie. As hy 'n treinkonnekteur was, het dit eweveel of ewemin met die saak te doen. Wag meneer Breed. Dominee, net 'n oomblik. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die situasie dat Winterbag halfnaakte vroumense uitbeeld op sy agterblad. Dat hy leuns verkondig in die vorm van nuus. Dis wat. Meneer Breed, kan ek vir u voorlees uit die kerkorde. Kerkraadslede wat 'n gerug of 'n tugwaardige sonde onder die aandag van die kerkraad bring, verloor nie hulle sittingsreg by die behandeling van die saak nie, maar indien hulle in die gewone sin as klaars optree, het hulle geen sittingsreg nie. By die oorweging of 'n komitee ondersoek moet instel of nie, het u dus geen sittingsreg nie. Luister na my. Nee broer, luister u na my. U het die klag ingedien. Dit is nou vir die kerkraad om te besluit of 'n kommissie van ondersoek ingestel moet word. U is dus verskoon. Wat doen meneer, probeer die kerkraad beïnvloed hierso? Broer Breed, as u nie hierdie kerkraad sitting wil verlaat nie, dan is ek bevrees, dan aanvaar en oorweeg die kerkraad nie u skriftelike klag nie. Die van u wat meen dat daar genoeg van 'n klag is teen meneer Winterbag om 'n kommissie van ondersoek in te stel, steek asseblief die hand op. Is daar geen stemme vir kommissie nie? Dankie broers. Ek sal die besluit aan broer Breed oordra. Kom nou. So lank al wat ek jou wil vertel. Maar hoe? Jy gaan sit nie sommer en sê, hoorie, jy's nie die enigste een vir wie ek lief is nie. Julle vroumense is buitendien snaaks oor die soort ding. As dit nie net julle is nie, is dit liewers geen niemand nie. Maar jy moet weet. Want wanneer jy oor weet... Is iemand wat julle wil sien. Wat bleek groen na jou. Kom, daar is jou sussie. Fyn worteltjies vasgedraai het in die riep grond onder vaal vlak wêreld. As jy weet,
kan ons dit doen. Waar's Tom? Ek vra waar's Tom? Nee, jy weet, sy kar staan nie buite. Jy het hom gesien. Ek vra, het jy vir Tom gesien? Wat nou? Jy het ook seker nie regtig gedink ek sou so gaaf wees om net hier bo teen sy vir jou te kom wys. Wat bedoel jy? Ek het vir ons 'n dopie gebring. Kyk hierso Tom, ek's nie preets nie en ek's ook nie naïef nie, maar ek drink in die eerste plek nie in 'n kar nie en allermins uit 'n bottel uit. Jy moet ek drink. Tom, ek is dankbaar vir die moeite wat jy gedoen het, maar ek moet nou huis toe gaan asseblief. Hoekom wil jy nou al huis toe gaan? Jy mos nie 'n pa of 'n pa wat lê jy moet vroeg gaan kom nie. Asseblief, ek moet nog my hare was en my klere stryk. Ek het regtig vreeslik baie werk. Hoorie so. Onthou jy wat ek tydjie vir jou gesê het? 'n Meisie in hierdie dorp moet 'n bietjie makliker wees. Luister, ek's nie daai tipe nie en as dit is wat jy vanaand wou hê, vergeet dit. Wil jy vir my sê iets is verkeerd met my? Is daar fout met my? Ek het nooit gesê daar's fout met jou nie, maar as jy dink ek gaan bietjie gewillig wees, dan sal fout met jou brein. Wat dink jy is ek? 'n Goedkoop, maklike meisie. Jou ma was 'n goedkoop, maklike meisie. Ek is nie aanspreeklik vir wat my ma gedoen het nie en buitendien het ek haar nooit geken nie. Vat my na huis toe. Hey! Wat hel dink jy is ek 'n taxi? As jy wil dorp toe gaan, klim uit en loop dorp toe. Ek het gedink daar's iets agterbaks omtrent jou. Jy's 'n breed, nes jou pa en ek sal loop dan. Ja, loop man. Hey, die dorp is 18 kilo so sissie. Jy gaan maar vroeg daar aankom. Ek kry al te kos van hy. Los my! Kom jou. Hoe is jou heks? Is alright. Is alright. Jy kan dorp te loop as jy jou so grand wil hou. Maar ek sê vir jou een ding. Laat net een mens op Hofmansdal hiervan weet. En ek sal sorg dat jou reputasie nie 'n deksel se sent werd is nie. Verstaan jy my? Wag vir jou, Tom. Pas nog wakker, ek dog pas slaap al. Wat het vanaand gebeur in hierdie huis? In die huis? Hoe bedoel pa dan nou? Wie is sy, Tom? Ek kan nog glad nie verstaan wat pa bedoel nie. Dan sal ek jou nog 'n slag vra. Wie is sy, Tom? Sommige net een van my meisies, pa ken haar nie. Hoekom lieg jy vir my seun? Ek lieg nie, pa. Moet ek spesiaal gaan haal dat hy kom verstel? Het ek vir jou gesê jy moet wegbly van daai meisiekind of het ek dit nie gesê nie? Wag, pa. Ek kan verduidelik. Heel verduidelik dan, ek luister. Dis nie my skuld nie, pa, ek sweer. Sy het my in die dorp gekry, sy by my kom hy. Maar ek sweer Sjaan en Mossie weet nie wie sy is nie. Hulle dink sy is een van my meisies. Wat soek jy met haar? 'n Lekker tyd, is dit wat jy soek met haar, hè? Nee, natuurlik nie, pa. Jy moet nie vir my lieg nie, man. Ek ken jou beter as dit, man. Jy vergeet ek het jou laas jaar in die moeilikheid gehelp met ou Soon se dogter, hè? Sê nou vir my, wat soek jy met haar, Tom? Niks nie, pa, ek sweer dit. Wat wil jy jou lip? Niks nie, pa, ek toe gestap het iets. Ek gee jou nog 'n kans gee. Nog net een kans, Tom, maar dan wil ek die volle waarheid hê. Wat wil jy hê met daardie meisiekind? Okay, pa.
Sy's nie sleg nie. Sy's regtig nie sleg nie. Ek hou van haar. Ek het so gedink, ja. Maar luister nou, seentjie, en luister goed. Daar's een baie goeie rede waarom ek wil hê jy moet wegbly van daai meisiekant af. Gaan jy nie sê wat die rede is nie, want ek kan nie. Is dit duidelik, Tom? Ja, pa. En nog 'n ding, Tom. As ek jou weer by haar vang, wat dan? Niks nie, pa. Ek gee pa my erewoord. En wat as ek jou weer vang by haar? Niks nie, pa. Ek het mos gesê ek sal nie. Ja, toe trap en loop slaap, man. Weg is jy. As jy vir jou maar een woord hiervan sê, is daar moeilikheid, hoor. Ja, pa! Krijg my breed op die voor. O, nie onder my Winterbag. Die stadsklerk se kantoor het gebel. Hulle sê is dringend. Sal ek hom eers vir jou op die lyn kry? As ek sê kry vir my breed, dan kry jy vir my breed. Verstaan jy? Breed, ek wil jou sien. Ek gee nie 'n duiwel om hoe besig jy is nie. As jy weet wat goed is vir jou, dan kom jy hiernatoe voor ek ongeduldig raak en na die polisie toe gaan oor jou seun. Hendrik, wat doen? Kom nou net af van Winterbag se huis af. Weet jy wat gisterand gebeur het? Nee, wat? Jou seun het die McDonald dogter uitgeneem, né? Ek weet nie wat hy met haar wou aanvang nie, maar sy het uit die kar uitgevlug en weggehardloop en hy het dan net daar in die veld laat staan en sy moes dorp toe geloop het, né? Sy lê erg aan skok en daar's feitelik geen vel aan haar voete nie. Ek sien. Jy nog 'n ander merk aan haar? Nee, hy is baie gelukkig want as daar was, Hendrik. Dokter, Tom is nog nie 'n dier nie, man. Nou dat seker maar stry gekry soos verliefde stry kry. Baie ernstiger is dit. Jy weet wie haar pa is, né? Wat bedoel jy, Dok? Hendrik, toe Anna de Tooi verwagtend geworden is, was ek haar dokter, né? Sy het nie met ander mense gesels nie, maar sy het met my gesels. Dokter, ek dink jy moet nou begin reguit praat voor jy dalk kies of. Jy dan sê. Ek sou jou toe al gekonfronteer het as jy nie 'n getroude man was nie, Hendrik. Jy het haar in die steek gelaat toe sy die nodigste gehad het. Wil jy insinueer dat ek Ek wil nie insinueer nie. Ek sê dit. Ek sê dit wat ek weet het, Hendrik. Ek weet dit al 20 jaar. Dink jy ek weet nie waaroor probeer jy vir Tom so weghou van Jelena af nie, né? Sy's jou verlede. Jy probeer voorkom dat daar 'n verhouding ontstaan tussen jou twee eie kinders. Hy hoef nie bekommerd te wees nie, sy pes hom. Sy haat hom. Dokter Kripsinger, as jy wat jy nou hier gesê het voor getuies sê, dan vat ek vir jou hof toe. Jy weet dis leuns is infame leuns. Hendrik, daar's vandag dinge soos bloedtoets, jy weet. Jy gewillig om... Nee, hoekom moet ek? Hoekom moet ek? Ja, ek het gedink jy sal nie bereid wees nie. Jy weet. Dokter, jy's nou besig om my tyd te mors hier. En as jy hierdie ding verder in die wêreld gaan instuur. Hoe ken jy my? Weet nie, ek is 'n dokter, ek is gebonde aan 'n professionele eed. Dokter, jy's nou besig om jou neus in sake in te druk wat jou nie aangaan nie. En daar's nog 'n ding. Dink jy nie jy en Winterbag se feite het nou al ver genoeg gevorder nie? Dit begin met Helene McDonald. As julle twee so aanhou, gaan hierdie dorp 'n skandaal beleef soos hy nooit in sy geskiedenis geken het nie. Wat presies probeer jy sê? Jy is besig met 'n ding wat 'n geweldige reperkussie gaan hê op albei van julle. Sy verlede is skoon. Joune is nie. Dokter, nie een van ons op hierdie dorpie is regtig melkwit nie, jy weet. Maar voor jy nou kom moeilikheid maak, onthou net. Onthou wie dit was wat destyds ou Soentron se dogter aanbeveel het na 'n ander dokter in Johannesburg. Onthou jy? En jy wil tog seker nie jou naam koppel aan so 'n aardige ding nie, wil jy?
dit wat jy wil doen met 'n man wat jou gehelp en jou seun wat oor die tou getrap het? Ja, dokter. Want ek glo daaraan om myself te beskerm. Sien? Meneer Breed. Sê van Winterbag, ek is hier. Hy het gevra, hy moet net 'n oombliekie wag, hy's net besig om hier voor. Ek is self 'n besige man. Kan nie jou afwag nie. Ek weet. Ek sal nie sê, sit rukkie dan, gaan maak ek 'n lekker koppie tee. Hallo? Lekker hier bij ons. Kom in, Fred. Compleet is hier nie werk nie. Jy het 'n baie goeie rede, hè? Om so met my oor die foon te praat. Moet ek jou vertel wat gisterand gebeur het of ken jy die storie? Wat het gisterand gebeur? Jou seun Tom het Helene McDonald gisterand aangerand. Wag nou. Nou jy nie 'n woordjie stel. Jy weet aanrand is 'n baie gelaaide woord, Winterbag. As jy so 'n woord wil jy net gebruik as jy bewyse het. Moenie laat ons met woorde speel nie, Breed. Helene McDonald het ligdag hier aangekom nadat Tom haar in die veld gelos het. Daar word teen Tom se naam. Teken niks. Sê my. Het sy enige letsels van die aanranding? Nee, sy het nie, maar ek heb verdenings. So jy het my hiernatoe laat kom na 'n klomp snerte luister. Hoe gaan jy die polisie toe nie Winterbag? Toe loop, vertel jou storie verander. Jy weet voor jou siel die howe kiesiekant van die vrou in so 'n saak, jy kan nie wen nie. Ag so. En 'n stom 5 van sy maats bring om te kom getuig, sy het 'n lekker tyd gegee. Wat dan? Sê my Winterbag, as jy vir McDonald sodanig aangerand is soos jy beweer, hoekom is sy dan nie polisie toe nie? Man, omdat sy nie betrokke wil raak in so 'n morsige besigheid nie. O, ek sien. Sy wil nie 'n klag lê nie, maar jy het toe gedink dis 'n heerlike manier om my terug te kry, né? Wel, ek is jammer Winterbaggie. Dit het nie gewerk nie. Jy's geweet nie, Joosbreed. Jy's net so krimineel soos jou seun. En jy het nie eens die ordentlikheid om sy skuld te aanvaar nie. Is dit alles waarvoor jy my laat kom het? Jy ons opwese tyd gemors. Wag 'n bietjie, Breed. Ek verstaan jy het vir hom Swannie gesê om nie ons koerant nie te druk nie. Ek is bly jy verstaan daarom iets. En dis nie al nie Winterbag. Ek het hierdie gebou opgekoop. En van môre af mag jou voertuie nie meer op die perseel parkeer nie. Jy sal skriftelik kennis kry. Maar dis nie al nie. Die ligreëling, man, ek is bevrees daar's probleme. Ons gaan die stelsel afskakel Winterbag. En die krag van hierdie gebou word voortaan elke middag 4:30 afgesit. Jy weet? Normale kantoorure. Soos jy en jou maatjies laat bewerk sal, soos ek vermoed julle wil. Julle maar 'n paar kersies moet gaan koop. Lees jou kontrak Winterbag. Daar's nie 'n enkele klousule wat jou beskerm nie. Jammer. Je pad voor mij. Ik ga voorbij komen. Maar wie dink jy praat jy? Met jou met wie anders. Je pad hier of moet ik je verwijderen? Wie wat Breed? Ek gaan pad gee. Maar net oor ek bang is hier raak aan my. Nee, ek word vry.
Jy kan nie jou kar daar parkeer nie. Jy sal dit wegneem. Jacques, ek het iets om jou te sê. Jy beter maar luister dan nou, kerel. Ek luister lankal nie meer na jou nie. Vat weg jou kar daar, die vragmotors laai die materiaal hier op. Jacques, jy het donderdag aan teen my gestem op die kerkplaas gegaan, hè? Nou jy wat ek anderdag vir jou gesê het, as jy ooit teen my werk op hierdie dorp, dan moet jy oppas. Maar ek weet meer van jou as net van my tekstukkie. Nou jy? Ek het nie teen jou gewerk nie, ek het net geweier om vir jou te werk as 'n groot verskil. Jou intelligensie was nog altyd fenomenaal, Jacques. Maar nou jy toe jy waarborge gesoek het vir die boulening van hierdie gebou. Ja. Jy moes steenwaarborge verskaf, nie waar nie? Jy moes 'n tweede verband uitneem, nie waar nie? Wel, Jacques, ek bevrees jy het probleme. Groot probleme. Wat bedoel jy? Jy het hierdie gebou aan my verkoop, né? Aan 'n maatskappy waarvan Mabel my vrou die enigste aandeelhouer is. En ek gaan daai maatskappytjie laat likwideer, Jacques. Wel, dis jou probleem, nie myne nie. Dan neem ek net die kasetgebou terug. Ja, jy kan nie. Gaan lees 'n bietjie jou kontrak, Jacques. Skielik, jy lees nooit kontrakte nie, né? Jacques, as ek daai maatskappy likwideer, gaan dit jou 15 jaar se hofsaake kos om die gemors op te ruim. Weet jy wat, volgende ding. Die bougenootskap gaan onmiddellik uitbetaling staan. Hier, dit sal hom so jammer wees dat so 'n pragtige ou gebouetjie nou nie kan klaarkom, weet jy? Nou, Hendrik, wat die duiwel wil jy hê moet ek doen? Ek heb 'n bietjie gesels, Jacques. Ek is seker ons kan ons probleem besetstry. Waar? In die hotel. Altyd die beste plek. Kom. Meneer, ek sweer, ek was op elke veiling gewees van daai dag af. En Breed het nooit weer korthamer gemaak of sulke gemaak saam met die ander ouens nie. Hy sal nie weer dieselfde skelmstreek 2 keer dan mekaar probeer nie. Veral nie nou die boere agterdogtig is. Ja. Om Sam? Meneer, ek het geprobeer, maar elke spotprent wat ek maak is of lasterlik of beteken niks. Ja, ons moet iets wesenliks teen Breed probeer kry, anders kan ons hom niks doen. Ja, ek weet. Ons kan die storie gebruik van die gebou en die drukker. As meneer my sal verskoon, dit gaan klink of ons chunk. Natuurlijk is Breed besig om die plek te probeer toemaak. En niks gaan hom groter satisfaksie gee as 'n gechunk. Die probleem is die koerant moet aangaan. Ons is so besig met Breed dat ons die res van die koerant verwaarloos. Maar waar gaan ons nou druk, meneer? Ek weet nie, ons het nog 'n 2 maande kontrak by ons Swan nie. Daarna moet ons 'n plan maak, ek weet nie wat. Ek dink jy moet met die sakemanne op die dorp gaan praat. Miskien is daar baie meer van hulle wat skaaf onder Breed se tuig. Miskien is almal saamstaan. Ja, ek weet, ek kan dit doen, maar ek dink hier is die oplossing. Breed is besig met 'n soort afpersing. En ek dink ons moet uitvind wat die omvang daarvan is. Hy's 'n korrupte man. En korrupte mense bly nie binne die wet. As ons net iets teen hom kan kry, enkele onwettige transaksie, dan kan ons hom blaas, maar tot dan bly dit laster. Maar meneer, ons is te min. Ek en meneer kan nie alleen al die stories doen en nog 'n diepte ondersoek op Breed ook. Maar as meneer sê, die koerant kan nie gaan stil staan nie. Helene kom môre. Maar meneer, Helene is nog rou. Sy sal minstens 'n maand saam met my moet uitgaan. En selfs dan sal ons al haar stories moet herskryf. Goed, Blitz. Gaan jy vanaand stadsraad toe? Ek sal die sakekamer toe. Wat? En Sam, maak maar vir ons 'n spotvriend oor daai bekleier met die rugby gister in Warmbad. Hoeveel is daar afgestuur? 3? 4. Kan maar net die wenk in die skeieregter as ons die Warmbad speel nie. Nou ja. Charles is weg. Wat meen jy Charles weg? Sy plaas hier is, en nie onder die lamp nie. Die na skoolhuis toe gekom en hy was nie van kort pouse af in sy klas nie. Ek soek al die hele middag nou. Waar was jy? Ek was besig.
Net wat het gisterand hier aangegaan? Wat het met Shell gebeur? Hoekom slaap jy weer? Moes nie gaan aanslag sê. Jy het vir Shell geslaan? Het ek vir Shell geslaan? Is jy normaal? Moes jy het jou pa gisterand vir Shell geslaan? Ja, Moet nie dinge sê wat nie die waarheid is nie. jy het hom geslaan en my tannie hier was. So, Hendrik. In die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor. Vraai nie vir Tom nie. Tom sal nie praat nie, hy lieg nie sy pa. Ek het my nou lank genoeg geïgnoreer. Vandag wil ek die waarheid hoor oor wat met jou en daardie McDonald meisie aan die gang is. Daar is niks aan die gang nie. En ek ken jou al 25 jaar en ek is nie onnoosel nie. Vanaf sy op hierdie dorp gekom het, iets in jou skeef geloop. En ek gaan uitvind wat dit is, al vat dit met die res van my lewe. Wag, hier is iets vir jou. Van die persraad af. Jy is aangekla oor Van Pletzen se hondestorie. Jy moet volgende week in die hof verskyn. Dit nou nie te pragtig nie. Maar ek het julle mos nie gewaarsku nie. Ek het mos nie gesê Van Pletzen is 'n skiewie nie. Dis breed nie. Niemand anders sou so 'n klag aandien het nie. Ag, Van Pletzen. Maar die persraad gelag af voor meneer, ek weet. Ons sal loskom maklik. Ag, bly stil, Van Pletzen. Ja, sê dit dan, Gert. Jy maak 'n nota daarvan in my dagboek asseblief. Dink dan Gert, hy is nou kwaad vir my. Ag, ek glo nie Van Pletzen. Hoekom sal hy nou oor so nietigheid kwaad word? Wat is die persraad se klagnota in vergelyking met die skade wat jy en hy aan die Gazette gedoen het? Dink dan Gert, hy gaan ons toemaak. Hoekom vind jy nie liewer self uit nie? Niemand in die plek het ook eens 'n sprankie humor sien nie. Almal ook klomp suurbekke, dis wat hulle is. Jy moet die leen by die huis gehaal. Sy het 'n kwartier gelede al gebel. Hoekom gehaal jy aan nie om Sam? Lyk ek nie soos 'n taxi? Sleutels vir die kaart dan Gert. Maar hoe wil jy nou alweer gaan rondse dat hy hier nie werk nie? Sleutels vir die kaart dan Gert. Hou jou in Van Pletzen. Juffrou McDonald? Loop jy Van Pletzen en wil privaat met die juffrou gesels? Wat jy te sê, kan jy vir my sê? Dis privaat, het ek gesê. Privaat. As jy nie omgee nie, juffrou. Loop maar Plets, ek sal regkom. Sal ons 'n koppie koffie gaan drink of iets? Altyd gemoedeliker oor 'n koppie koffie, jy weet. Maar is niks oor bekommerd te wees nie. Kyk juffrou, ek gaan jou nie langer probeer weghou van Shana Mosia. Ek dink is beter om julle mekaar te sien. Hulle kan selfs naweek vir jou kom kyk as jy wil. Ek verstaan jou nie, meneer Breed. Laas het jy my weggejaag van jou plaas af, nou moet ek skielik maar vir jou kinders kom kuier. Wat het intussen verander? Daar is ou klein voorbaadjie. 2 koffies. Ja, ek dacht so. Met jou is daar altyd 'n kinkel, is dit nie? Jy kan maar sê ek gee nie graag goed van net weg nie. Ja, juffrou. Daar is 'n kankel. Kyk, jy het Hofmansdal toe gekom jou familie op te spoor, nie waar nie? Wel, jy het hom ons nou gekry. Ek wil hê jy moet terug gaan stad toe. Inderdaad. As jy maar net 'n kansie begin om klaar te praat. Jy het almal opgespoor, né? Almal behalwe een. Wat bedoel jy? Jy weet nie wie jou pa is, nie weet jy? Nee, Is dit vir jou moeite waard om te weet? natuurlijk. As ek jou dan kan help. Hoe kan jy my help? Ek weet wie hy is. Hy sien. Wie weet jy sien, wanneer wil jy sien? Wanneer? Nou, so Ralfie. Ek sê soon toe vat. Maar,
Dit is nog die ooreenkoms hier, hè? Wat is dit? Kyk, hy was 'n getroude man, juffrou. Sy vrou weet niks van jou af nie. Ander kinders ook. Verstaan nie. As jy hom eers gesien het, dan sien jy nie langer die albei nie. Jy kan dit begryp, né? Hierso, dis 'n cheque van hom. R5000. Ek wil nie sy geld hê. Wat dit? As jy hom eers gesien het, as jy heeltemal anders voel. Kyk, hier is nie inkoopgeld of zoiets nie. Dis bloot 'n vorm van boetedoening, sou ek sê. Ek wil baie graag hê jy moet dit vat. Voor ek jou vat nou, wil ek graag onderneming vir jou hê. En dis jy hierdie plek sal verlaat en nooit weer sal terugkom nie. En ek wil dit graag skriftelik hê. Is nie 'n ander uitweg nie, juffrou. Check te loops. Die is aan my naam, hoor. Ek meen jy sal verstaan dat hy nie daai geld direk op jou kom het. Né? Tuurlik. Zoals maar die koffie. Kom ek van jou. Daar is hy. Jy het 'n ooreenkoms onderteken, juffrou. Ek kan nie help as jy nie wil glo as jou pa nie. Jy het my bedrieg. Jy het op my gevoelens gespeel en jy het my bedrieg. Jy's 'n haatlike mens. Juffrou McDonald, jy het 'n uur tyd om by daai bank te kom. Want 11 uur bel ek hulle en dan stop ek uitbetaling van daai cheque. Ek jy is ek my roer dat ek daar kom. Ek wil jou geld nie hê nie. Jy kan maak net soos jy. Want ons het 'n ooreenkoms. En met of sonder die geld sal ek baie bly wees as jy dit wil nakom. As jy my uit Hofmansdal uit wil hê, dan sal jy my hier dood uitdra. En ek wil nooit in my lewe weer iets met jou te doen hê nie. Nooit. Daar. Dis die haatlikste ding wat enige iemand nog aan my gedoen het. Ek haat hom. Ek weet. Bedaar nou. Ek sal nie weggaan van hier af nie. Daar is nie 'n kontrak in die wêreld wat jou kan dwing om van 'n plek af weg te gaan nie. Alles wat in daai papiere gestaan het is onwettig. Het jy gelees wat jy geteken het? Ek kan net nie glo dat oom Jacques hom sal inlaat in so 'n spul bedrog nie. Is jy seker? Hy is nie my pa nie.
Ek kan nie verstaan wat Breed se motivering daarmee was nie. Dit klink vir my na 'n redelose spil wreedheid en ek ken vir Breed. Daar steek iets meer agter hierdie ding as wat ons dink. Kom sit. Hoekom wil Breed van jou ontslae raak? Breed is nie die tipe mens wat iets vir niks weggee nie. Wat is dit aan jou wat dit vir hom R5000 werd maak om van jou ontslae te raak? Weet Nie een. Meneer. Excuse me. Nee, wacht eens. Kom maar. Wat is het? Is Hendrik Breed se seentjie, meneer. Wat van hom? Hy is weg, meneer. Hy het weggeloop van die huis af. Dis 'n Henk se skool, meneer. Is jy seker? Tuurlik is hy seker, meneer. Hoe jong meneer is met kontakte by die polisie. Hy's weg. Hy het gisteroggend al weggeloop, meneer. Dis was sy pa hom glo kadiks geslaan het, meneer. Kan ek maar 'n storie maak? Nee, wag eens, moenie. Daar's 'n baie groter storie agter hierdie weglopery. Gaan sê vir dan Gertie sy moet vir my Major Klaasen in die hande kry. Jo, Klaasen. En waar is jy op pad, jongman? Johannesburg toe. Om wat te maak? Ek gaan met oom toe. Klim in. Maar moes jy nie op skool gewees het nie? Nee, my oom is siek in die hospitaal. My ma het my na hom toe gestuur. Gestuur om wat te maak? En vir hom geld vat. Ek sien. Wat is jou naam, broer? Charles Breed. Charles Breed. Is dit? Winterbak wat praat. In Warmbad. Gaan hulle hom terugbring of gaan Breed hom haal? Ek sien. Dankie Major. Hulle het hom gekry. Oom Swanie van alle mense het hom langs die pad opgelaai. Hy is by die polisiestasie in Warmbad. Kom van Bletsie. Ons gaan eers na Jacques du Plessis en dan na Breed se plaas toe. Het jy die bankmasjien? Ja, meneer. Jacques, kan ek met jou praat? Allee, 5 minute van jou tyd. Ek het niks om te sê. Oom Jacques, ek ken jou al 15, 20 jaar. Jy en my pa was vriende. Jou pa is dood. Oom, jy het iets vanoggend gedoen wat ek nie sou geglo het as ek nie die gevolge daarvan gesien het nie. Daai meisiekind is so ontstel dat ons hom sy huis toe stuur. Jy kan nie vir my kom sê jy het niks om te sê nie. 3 weke gelede het jy die Gazette gebou en Breed verkoop. Wat het Breed aan jou gedoen?
Oom Jacques, wat het Breed aan jou gedoen? Die tyd met die fundisie was daar stories, oom Jacques, oor jou en Breed en hoe julle vir Gerdewet verkil het met sy beeste. Toe my pa nog geleef het, het hy die grootste respek vir jou gehad. Hy het altyd oor jou gepraat by die huis en die kantoor. Hy het gesê as daar een eerbare man is op Hofmansdal, dan is dit Jacques du Plessis. Maar Breed het jou bygekom. Op een of ander manier. Op een of ander manier het hy jou bygekom. Wat jy aan daai meisie gedoen het, ek kan dit nie glo nie. Dis die wreedste ding wat ek nog ooit gehoor het. Wat doen Breed? Hy is besig om my af te pers. Jacques, kom ons gepraat by die huis. Ek kan nie praat. Hy gaan nie ophou nie, oom Jacques, jy ken vir Breed. Ons moet sy hou vas op mense soos jy en oom Swannie en 1000 ander moet ons breek. Anders gaan hy vir jou en vir die ander uitsuig een vir een. Nou wat wil jy weet? Ek wil alles weet, oom Jacques. Sodat jy dit in jou koerant kan gaan skryf. Ja. Dan sê ek gebreek. Ek kan jou nie dwing nie, maar as jy nie klaar gebreek nie. Ek het 'n verhouding gehad met 'n vrou in Johannesburg. En Hendrik Breed het dit uitgevind. Toe het hy my gedwing om die Gazetgebou aan hom te verkoop. Ek het R300,000 profijt gemaak, hy het my nie verneem. Want sien, hy kan jou koerant sluit. Waarvoor is hy bang, Jacques? Bang? Wat het 'n ouwe gebou koop vir 1 miljoen, 1,5 miljoen en dit net om die dorpskoerant se mond te snoei? Wat steek hy vir ons weg? Hy is gerip, Andries. Hy gebruik sy posisie op die bestuurskomitee om inligting te kry vir sy eie geldgewin. Hy verkoop dit aan mense. Hy koop mense. Hy dreig mense. Hy pers mense af totdat hulle krummel. Hendrik Breed wen altyd. En hy gaan vir jou wen. Stop nou. Sit maar, Jacques. Hoekom is hy so 'n mens? Hendrik het maar arm groot geword. Hulle was van die armste mense in die dorp. Sy ma het rokke gemaak vir die rykes en vloere geskrob. En sy oupa was 'n dranklap. Tot hy eendag dronk voor die training geloop het. Hendrik het na skool by die afslaers gaan werk. Vir Madel de Wit het hy geken van skool daar af. Ryk Madel de Wit. Hy het dronk geword in die hotel en dan het hy gespoggel dat hy met haar gaan trou oor haar geld. Kan jy dit glo? En ander toe hy vir wie hy lief was, het hy sommer net so gelos. Hy sal nooit genoeg kry van mag of van geld. Hy is soos 'n verslaafde man. Soos 'n dobbelaar wat nie kan wegkom van die masjiene af nie. Dis sy lewe. Dis waarvoor hy lewe, dis hoekom hy lewe. Niks is vir hom heilig. Nie sy vrou, nie sy kinders, nie die kerk of God. Hy gebruik lewe. Alles en almal. Andries, hy hoort nie te ons. Hy hoort in 'n inrigting waar hulle hom in 'n hok kan sit waar hy nie soveel kwaad kan doen. Hy gaan my huwelik verwoes, hy het gewaarsku. Daar is niks wat jy daaraan kan doen nie, Mja. Doen? Jy weet, Andries, daar is mense wat sê,
Hendrik Breed het verander toe hy vermoor. Nie met sy hande nie. Ja, die dag toe sy verdrink het. Sy het alleen uitgeroei daar in die middel van die dam. Sy kon nie swem. Almal van ons het geweet sy het 'n vrees gehad vir water. Wat het sy daar gaan soek? Wat het sy daar gesoek? Toe sy in die moeilikheid kom, toe swem haar man uit, probeer hom haar te help. So het hulle verdrink, al twee. Sommige mense het gesê Anna het daai dag uitgegaan om te verdrink. Ek het altyd daaroor gelag, want ek het gedink dit was sommer net 'n skoonstorie. Vandag weet ek ook Anna daardie dag gevoel het. Kan jy vir my feite kry oor sy korrupsie, moeder? Naam, gevalle, datums. Zodat hy my kan dagvaar. Zodat ek van die laaste klip in sy hand kan sit waarmee hy my kan stelig. Jou naam sal nêrens genoem word nie. Kan ek vir jou glo, soos ek vir Hendrik Breed geglo het? Jy sê myself daaroor moet besluit, moeder. Ja, dat is. Charles. Wil nie meer by julle bly. Mamma het jou mos niks gedoen nie. Dis al. Moet jy vir haar offer kies vir die woord. Gaan nie vra wat jy bly daar. Daai kind het liefde en sekuriteit nodig. Nie 'n pa wat hom rondruk en pluk en mishandel. Bly jy uit. Hoekom? Hoekom? Omdat jy bang is ek vind iets uit wat ek nie behoort te weet nie. Het was jou idee om vir Salamosie by ons in die huis te vat. En nou behandel jy hulle so stiefkinders, soos plakkers op jou voorstoep. As jy nie wou gehad het nie, hoekom het jy hulle gevat? Ons het nog nooit veel gehad over mekaar te sê nie, het ons. Ons het nou nog nie veel over mekaar te sê nie. Hoekom het jy nou met my getrug? Is jy wat verander nie? Luister. Ek het nie nou tyd om lus om oor te praat. Ek moet nog terug aan dorp toe. Maar ek sê vanaand dan kom afreken. Jy dink ek gaan weer wegloop? Jy gaan nie met hom afreken nie. Jy het heeltemal te veel aan daai kind. Is my ouer broer se kind, nie joune nie. Van wanneer af vra ek jou wat ek moet doen? Ons nie koerantverkopertjies nodig nie. Hier's nie weg. Nee, ek het eintlik vir Helene bedank om so. McDonald, nee, sy's weer vandag siek by die huis. Dan dalk was sy bly. Nie, hoe moet ek weet? Miskien sal wat ek wat weet. Wag, tot ek kom gaan vra. Jy weet wat? Ek weet waar sy bly. Wat is jou naam, Boekman? Charles Breed. Charles Breed. Winterbag, jy gaan jou nie in jullie ding. Ag, bly stil dan, Gertie. Ek sê hoe vat as jy wil. Ek kan maar nie die adres gee, ek self aankom. Ja, maar ek ken nie die adres nie. Kom ek vat jou. En dan Gertie, asseblief moet nou nie die storie die wêreld vol laat lê nie. Kom. Hoekom wil jy jou sien? Jy is Hendrik Breed se seun, Nesha. Nee, my pa is dood.
Maar hy het jou en jou sussie aangeneem, né? Nee, hy is ons voog. Hallo, Dries. Sjoe, wat maak jy hier? Kom in. Sjoe, jy het seer gekry. Daar's bloed aan jou hemp. My rug maak keer niks. Kom in. Ons kan nie hier buite staan nie. Sjoe, wat maak jy? Maak keer niks. Het hy jou geslaan? Nee. Dat ek sien wat maak jy rug. Net vir my fiets al van keer niks. Wat ek kyk. Ek sal die wonde moet skoonmaak. Sy wil jou net help, Sjoe. Is dit Hendrik Breed se werk? Ja. Hoekom het hy jou geslaan? Dat my sewe sou by ons huis. Dries het dink ons moet hom by 'n dokter kry, bietjie self gaan nie help vir die gemors nie. Sjoe, dan na my hemband trek en wag hier vir ons hier buite in die wagkamer, hoor. Wag ek op. Nou vat ek hom welsyn toe. Dis kindermishandeling daai. Sê my wat jou plan met daai foto's wat van Pets en vanmôre hier geneem het. Daar gaan 'n hofsaak kom, dok. En ek en jy en Helene sal met getuig 'n foto gaan help. Luister, ek wil niks met hofsaake te doen en jy verstaan, as jy wel sê die kinders van Breda wil wegneem, dan is dit hulle besigheid, maar ek dink dis beter dat ons hierdie dinge uit die hof uit weg, hoor. Dis net 'n onaangename besigheid. Ek gee nie om nie, dokter. Jy kan nie altyd wil wegharte van 'n onaangenaamheid nie. En dis nou die een keer dat ek gaan vaskop teen. Rookie, ek weet meer van hierdie soort van hofsaake as wat jy dink. Hoor, is altyd die kinders wat die swaarste kry, né? En bydien, ek berus altyd op mediese getuienis. Dok, wil jy vir my sê jy weier om te getuig? Die hof kan jou dagvaard hier. Man, Andries, hierdie soort van beserings lyk altyd vir die leek baie ernstiger as wat dit werklik is, verstaan? 'n Voog het die reg om sy kind te straf as hy verkeerd doen. Wat is jou moeilikheid, dok? Hoekom skerm jy vir Breed? Ek skerm nie vir Breed nie, man, is net dat ek meer weet van hierdie soort van dinge as julle. Nou ja, ek sal vir jou sê wat ek gaan doen. Ek gaan na die welsyn toe en ek gaan aandring dat hulle vir Breed aankla. En as hulle dit nie doen nie, dan druk ek die storie op my voorblad. Andries, jy weet, 'n mens word so moeg vir jou ewige koerant, man. Los hierdie ding, man, en na 2 dae is dit oorgewaai en niemand kla weer daaroor nie. Ja, dok. Hy het jou ook in sy kloue, hè? Of wat is dit? Dis 'n geval van kindermishandeling hierdie as ek ooit ene gesien het. En die ergste is hy's die kind se voog. Mense wat sulke kinders het, behoort hulle kinders te beskerm, nie te mishandel nie. Sê my, wat gaan jy bereik, hè? As jy nou daai kind aan die welsyn te vat, hulle vat die kinders weggebreed. Waar gaan hulle heen? Sê my. Wie is hy toe, hè? Is dit jou oplossing? Ek sal hulle vat. Wie vir jy kan nou nie vat nie, jy's nog minderjarig. Ek is nie minderjarig nie, ek's 21. 21? Van wanneer af? Van gister af. En jy vertel niemand daarvan nie? Ag, ek het nie geweet jy sou belangstel nie. In elk geval, dokter, as jy nie bereid is om ons te help nie, ek is seker daar's baie ander maniere. Juffrou, ek het nie gesê ek wil nie help nie. Met ander woorde, jy weier om teen Breed te getuig. Anders, man. Jy moet my posisie verstaan, man. Ek kan nie. Ja, dok, ek verstaan. Hy het jou ook. Hy het julle almal in sy sak. Vir jou, Jacques Du Plessis, oom Swannie, die hele... Kom hier, kom ons waai. Andries. Jy sal nie verstaan nie, man. Daar's te veel dinge wat jy nie weet nie. Ja, dok.
Daar is te veel dinge waarvan ek nie weet nie. Meneer Winterbach, het jy nog maar by 'n dokter gehad? By dokter Kritzinger, die distriksgeneesheer. Kom sien dat ek net sien hoe lyk jou rug. Tel op jou nie. Seun, wag jy net so 'n bietjie buitekant. Ons gaan jou dan nou weer laat roep, hoor. Meneer Winterbach, ja, kyk, die saak is nie so eenvoudig nie. Meneer Breed is deur die kind se pa in sy testament benoem as voog. Ons kan nie die kinders sommer nou daar gaan wegneem net oor sy al 'n pak slaag gekry het. Is dokter Kritzinger bereid om te getuig oor die kind se wonde? Ek weet nie, mevrou. Wel, ek sal hom bel. In elk geval, ek sal die saak moet ondersoek. Kyk, miskien was die kind vermaantig. Miskien is hy 'n moeilike geval. Daar kan baie redes voor wees. Maar mevrou, ek het nie mos gesê wat die situasie is. Hy is geslaan omdat hy nie wou sê dat ek daai aand hulle gaan besoek het nie. Dis hoor sê getuienis daarin. Dis sy storie. Ek is baie seker meneer Breed het dalk heeltemal 'n ander rede gehad waaroor hy die kind geslaan het. Miskien het die kind hom getart. Jy weet, partykeer doen 'n mens onder provokasie. Maar hy het al 2 keer weggeloop van die huis af. Maar presies. Kyk juffrou, jy moet nou nie haastig en emosioneel wil wees oor die saak nie. Los die kind hier by my. Ek sal die saak ondersoek. Hy wil nie teruggaan na sy pa toe. Maar ek sal hom self vat. Kyk, ek weet hy is die halfbroer en hy voel bekommerd oor sy welsyn. Maar ek kan nie verseker ons sal toesien dat hy goed versorg word. In elk geval sal ek dokter Kritzinger skakel, want die distriksgeneesheer se getuienis is gewoonlik deurslaggewend as die saak in die kinderhof uitkom. Totsiens. Totsiens. Totsiens, juffrou. Charles, jy moet voorlopig by die tannie bly, hoor, maar sy sal vir jou goed oppas. Gaan jy my los? Jy moet eers met die tannie praat en dan moet jy saamdag. Ek gaan nie terug plaas toe nie. Kom Charles, dit is nou tyd om totsiens te sê. Ek gaan nie plaas toe. Ja, jy en ek gaan net 'n bietjie gesels. Kom, stap nou saam met my. Daar is zo. Dag mevrouw. Terug meneer Breed. Ek is mevrouw Concert van Volkswelsen. Aangenaam. Mevrouw Marlon, meisje Tom. Hallo, je rondloper, waar kom je vandaan? Kan ons misschien ingaan? Zeker nog vast, zeker. Marlon, die koffietjes? Dat is zeker een verband met Charles, hè? Kan ons dit misschien alleen bespreken? Zeker. Verstaan? Je ziet mevrouw, hij gaan we eens nou door die moeilijke stadium. Kijk, ik geef toe, ik heb hem zo'n beetje kwaai gedooid, maar hij had zijn man al weken lang. Dis die waarheid mevrou. Klein Charles is 'n oulike ouetjie, maar hy is baie parmantig met my pa en ma. Maar ek dacht dan jou pa het hom geslaan oor juffrou McDonald wat hier was. Juffrou McDonald? Nee mevrou, jy maak seker 'n fout. Kom sy my pa nou daaroor slaan. Sy kom al gereeld hierso. Is dit die waarheid, mevrou Breed? Nee mevrou, dit is nie die waarheid. Ek het nog nooit soveel leuns op een dag in my eie sitkamer gehoor.